van my gunsteling tye van die jaar is Pinkster. Pinkster vier ons die basiese beginsels van wat dit beteken om kerk te wees. En ek dink aan die einde van bietjie meer as 'n jaar van 'n staat van inperking en die COVID-19 pandemie het ons almal weer stil geraak oor wat is die basiese beginsels van kerk wees? Wat is die dinge wat die kerk basies moet doen om vir die wêreld te wys Jesus leef? Daar's so baie dinge waarmee die kerk besig is op so baie vlakke dat mens soms wonder wat is die basiese dinge wat die belangrikste is. As jy alles wegsny, wat het jy eintlik nodig om kerk te kan wees? Nou die basiese van wat dit beteken om kerk te wees is 'n groep mense wat koneksie het met die Here Jesus Christus. En Jesus sê dan self, wanneer hy praat oor hierdie tipe koneksie wat ons as gelowiges met mekaar moet hê, dat daar wat 2 of 3 in sy naam is, daar is ek ook. Hy sê vir sy disippels, daar waar julle 2 of 3 in my naam sal wees, daar is ek met julle. Julle is nie alleen nie. Hy kom bevestig sy teenwoordigheid, wat altyd met hulle sal wees. Maak nie saak wat nie, as daar net 2 of 3 is. En ek en jy weet vandag ook as gelowiges, daar waar eintlik net een is wat roep na God, daar is ons reeds besig om kerk te wees. En dan is die vraag, wat het die vroeë kerk so uniek gemaak? Die vroeë kerk was 'n bemoedigende groep mense. Mense wat mekaar versterk het. En dit was altyd mense wat uitgelaat was, wat gesê is, julle kan deel wees. Jy hoef nie alleen te wees nie, jy hoef nie alleen te smag na koneksie met jou hemelse Vader nie. Jy kan dit hê nou, tussen ander gelowiges, tussen ander mense wat smag na God. En dink ek, dis die tweede ding van wat dit belangrik maak vir ons om kerk te wees. Kerk is mense wat nie net bereid is om 'n koneksie te hê met ander gelowiges nie, maar mense wat bereid is om 'n koneksie te hê met ander gelowiges wat ook smag na God. Smag jy vandag na God? Smag jy vandag na 'n koneksie met hom? Dan wil ek graag met jou Jesaja 35 deel in hierdie kroegstoel video. Jesaja 35 vers 3 gee God die opdrag vir sy volk en hy sê vir hulle, bemoedig die wie se hande slap hang. Help die wie se knie knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie. Julle God is hier. Presies wat Jesus 600 jaar later sou gesê het. Daar waar 2 of 3 in my naam is, daar is ek met julle. Dis absoluut pragtig as jy die Nuwe Testament gaan lees om te sien, veral in die Matteus, Markus evangelies, hoe baie Jesus sy teenwoordigheid na sy dood reeds beklemtoon. Die feit dat die disippels nie bekommerd hoef te wees oor alles wat gaan gebeur na Jesus sterf en hemel toe gaan nie. Hy sê sy teenwoordigheid sal nog steeds daar wees. En dan besef ek, ons as 'n kerk, ons teenwoordigheid moet wees op plekke. Ons moet besig wees om nie net kerk te wees hier by mekaar, waar ons mekaar ondersteun en bemoedig, die hande wat slap hang moet bemoedig word, en help die wie se knie knik nie, maar daar wil mense regtig wonder, is God hier? Maar die kerk sê, ja, want die gelowiges is hier. Smagtende gelowiges na Jesus Christus, daai smagtende gelowiges is oral. Hulle is op beheerliggaams by skole. Hulle is besig om by clubs te dien waar dit nodig is. Hulle is op die sportveld. Hulle is in kunsgalerye. Hulle is oral waar jy hulle soek. Is hierdie smagtende mense na God. Want daar is die kerk reeds. So ek weet nie waar jy vandag oral was nie, maar as jy 'n smagtende mens was, smagtend na God, dan was God se teenwoordigheid daar op 'n pragtige manier. En dan op die ou en dan gaan dit nie ook oor hoe perfek jy besig is om 'n gelowige te wees nie. Die sleutel is net, smag jy? Smag jy na God? Want as ek hierdie teksverse lees, dan sien ek ons opdrag is om vir mense te sê, God is met jou. Wees sterk. Moenie bang wees nie. Julle God is hier. Hy is hier. Jesus Christus is met ons. Maak nie saak waar ons gaan nie. Môre is hemelvaart, of oormôre ten minste is hemelvaart. En met hemelvaart beklemtoon ons die feit dat Jesus ons laat met hierdie roeping om mense te versterk, om mense te bemoedig, veral die mense wie se knie knik. Het jy al gesien hoe lyk dit as iemand te moeg is om verder te loop? Het jy al gesien hoe lyk dit as iemand se knie knik? Hulle kan net nie opstaan nie, hulle het net nie meer energie nie, hulle is
plat geslaan. Ek het in my lewe al beleef as ek siek is, ek was een keer so siek van voedselvergiftiging, dat ek letterlik in die gang afgekruip het badkamer toe. En dan sê die Here, help die wie se knieë knik. En dan is my vraag vir jou, as 'n gelowige, voel jy vandag dalk jou knieë het geknik? Gerrit, ek kan nie opstaan nie. Ek kan nie, dan wil ek jy moet uitreik na iemand en sê, asseblief, my knie het geknik. Want sien, iets wat COVID-19 gedoen het, is dit gemaak dat ons mekaar nie meer so gereeld sien soos voorheen nie. En die gevolg is dat dit partykeer moeilik is om te sien iemand se knie knik. Dis hier waar die karakter van die kerk, wat smagtend is na God, so moet wees, dat elke gelowige net 'n selfoon moet kan optel, of 'n Telkomlyn moet optel, of kan WhatsApp, en net kan sê, asseblief, my knie het geknik. Ek's plat, ek kan nie meer nie. Weet jy waar om te begin nie, Gerrit? Ek bid dat jy so 'n gemeentelid sal wees, wat so geaardheid het, dat mense vir jou kan sê, my knie het geknik. My knie het geknik, ek kan nie opstaan nie. Ek het net jou liefde, jou ondersteuning en jou gemeenskap nodig. So ek sit vandag hier op hierdie kroegstoel in 'n tuin en ek is besig om vir jou te sê, as jou knie geknik het, kontak iemand. En as jy iemand is wat die voorreg het om te hoor as iemand vir jou sê, my knie het geknik, vra ek mooi, ondersteun en bemoedig daardie persoon, dis jou opdrag. As mense se hande slap hang en hulle kan nie opstaan nie, versterk hulle met die woord van die Here. Versterk hulle met die wete dat God teenwoordig is in hulle lewe. God is teenwoordig in my en jou lewe elke dag, maar soms vergeet ons dit. Nou wil ek jy moet dit gaan verkondig. En ek gee nie om in watter gemeente jy is nie. Jy moet die tipe gemeentelid wees wat enige ou eers sal kontak om te sê, ek's flou, ek kan nie opstaan nie. Help my.